Welkom by die luistermeditasies vir Pinkster. Vandag is Dinsdag, 3 Junie, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Johannes 14, vers 8 tot 17 en vers 25 tot 27 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om hierdie oomblik van stilte in te gaan. Kry alles wat jy vir hierdie tyd van gebed en nadenke nodig het byderhand. Steek gerus 'n kers aan en haal 'n paar keer diep asem. Vra die Heilige Gees om jou te ontmoet in die woord van God en in hierdie tyd van stilte. Die gedig Alomteenwoordigheid van T.T. Kloete word ook ons belydenis vandag. Hy weet nie van afsondering nie, sit nie skilderagtige raam in die hemel nie. Hy is oral. Hy loer oudergewoonte in by 'n stal, is geen haarbreedte van die wat bid nie. By die roepende padda aan die kuil, is hy by die stil visse in die poel. By die kind wat in sy oë seer voel, en die bruidjie wat plaasver in haar eie arms huil. Amen. Johannes 14 vers 8. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan vers 25. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Here, wys vir ons die Vader, vra Filippus. En ons hoor in sy woorde 'n verlange wat oud en bekend is. 'n Verlange na sekerheid, na sigbare antwoorde, na 'n God wat tasbaar teenwoordig is. En tog antwoord Jesus nie met bewyse nie, maar met 'n uitnodiging. Kyk na my, kyk na die lewe wat ek leef, die liefde wat ek gee. Kyk na my en sien die Vader. Jesus maak dit duidelik, God is nie ver of verborge nie. God het by ons kom woon, vlees en bloed geword, asem en teenwoordigheid. En dan gaan hy selfs verder. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Hy beloof die Gees, die Trooster, die een wat in en met ons sal wees. Ons sal leer, ons sal herinner en ons sal dra. Tussen al hierdie versekeringe klink nog 'n belofte. My vrede gee ek vir julle.
Nie die vrede wat die wêreld gee nie. Nie broos, voorwaardelik of tydelik nie, maar 'n vrede wat geanker is, wat asem is, wat 'n blywende teenwoordigheid is. Hierdie woorde van Jesus is woorde vir elkeen wat soek, wat vra, wat bang is om alleen agter te bly. Dis herinnering dat God wat gekom het steeds kom, deur die Gees, in vrede en liefde wat my en jou nooit verlaat nie. Ek nooi jou uit om na te dink oor jou eie lewe. Waar vra jy die vraag? Wys vir my U, Here. Wys vir my U. Dink bidtend hieroor na. Hoe sou dit vir jou lyk om God te begin raak sien in die gewone? In dade van liefde, in 'n oomblik van teenwoordigheid of in herinneringe? Dink ook hieroor na en maak gerus 'n nota of twee. Wat beteken Jesus se belofte van vrede vir jou in 'n tyd van onsekerheid? Hoe hou jy daaraan vas? Dink ook bidtend hieroor na. Kom ons bid saam. Here,
Wys vir ons die Vader en help ons om U raak te sien in die stil goedheid van daaglikse dinge, in die woorde van herinnering, in die fluistering van die Gees. Laat U vrede ons vind, ons dra en deur ons leef. Amen.